wat gebeur is, mense in die kerk hoor dit en sê, jy's reg. Ons maak foute. En dan wat hulle dan doen, is hulle probeer dan weer die kerk reg. Dis maar wat Luther gedoen het. Maar wat ons moet insien, is nie 'n kerk nie. Ek praat baie keer van die verhoog en die rolspelers op die verhoog. En op die verhoog is die kerk. Hy speel 'n geweldige groot rol. Maar as jy na die draaiboek gaan kyk, moet hy nie daar wees. Daar is nie 'n kerk in die draaiboek, in die raadsplan van die Almagtige nie. Maar ons het hom die hele tyd op die verhoog. Konstantyn het hom vir ons gebring. En geweldig sterk. Want vir net oor 1200 jaar, was dit al wat daar was. As dit met godsdiens of geestelike of redding of God te doen gehad het, was dit die Romeinse kerk, en daar is hy. En hy is so ingeprent in mense in, dat ons kry dit nie uit nie. En dan sien Luther, nee, maar die kerk moet nie dit nie, en dan verander hy die kerk. En dan kom die volgende ou en hy sê, en dan verander hy die kerk, en dis hoekom ons met 50.000 sit. Maar dan moet nie 'n kerk wees. Dan moet 'n gemeente wees. Die kerk is tydelik, maar die koninkryk is ewig. Die kerk is tydelik, maar die gemeente is ewig. En as jy net logies aan dink, dan gaan nie kerk byeenkomste wees in die 1000-jaar regering van Yeshua nie, maar daar gaan gemeente byeenkomste wees. Wanneer? As 2 of 3 in sy naam by mekaar is, daar is hy in hulle midde. Daar's die gemeente, maar nie die kerk nie. Die kerk is tydelik, maar die gemeente is ewig. En die gemeente en die koninkryk is dieselfde, want die gemeente is 'n deel van die koninkryk, maar die kerk is nie 'n deel van die koninkryk nie. Op hierdie stadium mag iemand dalk dink, okay, maar as ek nou die kerk uit gaan, wat moet ek doen? Dan gaan ek net daar langs die rivier sit en visvang die hele tyd. Nee, jy moet nie. Jy moet juis deel word van die liggaam en betrokke raak by die liggaam, maar die liggaam is nie gekoppel aan 'n area of 'n denominasie of 'n niks nie. Daar wat 2 of 3 in my naam vergader, en jy is dalk alleen saam met iemand anders in 'n vreemde land, daar is die liggaam. En wat doen jy daar? Vader gebruik jou vir die verkondiging van die evangelie van die koninkryk. En wie gaan soek jy? Hulle wat Vader trek. Niemand kan na Yeshua toe kom as Vader hom nie getrek het nie. So moenie jou tyd mors met hulle wat Vader nie trek nie. En dan het ons nou nie val waar ek al fyn was om te sê, o ja, party is uitgekies vir die grondlegging van die aarde en party nie, ons weet nie wie nie, ons weet wie. Party is gekies vir die grondlegging van die aarde, maar ons kan hulle herken. Dis 'n geslag. Dis 'n nageslag van Abraham, Isak en Jakob. Dis hulle na wie toe die apostels gegaan het om die evangelie te verkondig. En Paulus se sendingreise is toe nou nie opgeskryf sonder 'n doel, om ons te irriteer met godsdienst in die skool nie. Want dis al wat jy in die skool se godsdienst geleer het, die sendingreise van Paulus. Dan wonder jy, wat het met my te doen? Nou gaan kyk ons en sien, waar was hy? Waar was hy? Hy het hulle gaan soek vir wie God trek. Toe gaan hy Griekeland toe gaan hy Italië toe gaan hy Spanje toe, en waar was hy? In Europa. Hoe lyk die verlore stamme van die huis van Israel wat deur God getrek word? Hulle is Europeërs. Dis nie so moeilik nie. Wat sê die kerk? Verbode. Moenie soontoe gaan nie. Kerk staan in vyandskap met die Almagtige. Hulle verkondig 'n ander evangelie. Daar is nog tyd om weg te vlug, want sy oordeele gaan op hulle kom, want hulle lieg. Hulle verkondig 'n ander evangelie. En dan word jy deel van die koninkryk van God en sy liggaam. En die Heilige Gees lei jou. Nie die predikant en die leerstellinge van die kerk nie. Wie het vir Paulus gelei? Die kerk? Nee, die Heilige Gees. So dis nie 'n kwessie van, okay, nou moet ek in die kerk toe gaan nie, nou is elke dag my eie. Daar's 'n roeping.